Eksodus, hoofstuk 12. Die Here het met Moses en Aaron in Egipte gespreek en gesê, julle moet hierdie maand die eerste maand van die maande maak, dit moet die eerste maand van die jaar wees. Roep die hele volksvergadering byeen en sê vir hulle, op die 10de dag van hierdie maand moet elke huisgesin 'n lam in die hande kry. Wanneer 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet dit volgens die aantal lede in 'n huisgesin gedeel word met die naaste buurman. Dit moet 'n jaar oud skaap of bokrammetjie wees waaraan geen gebrek is nie. Hou dan daardie rammetjie op 'n veilige plek tot die 14de van die maand. Net voor sononder moet die hele volk dan hulle lammer slag. In die huise waarin hulle die lam gaan eet, moet hulle van die bloed van die lam neem en aan die kante en die bokant van die deurkusyn smeer. Daardie selfde nag moet hulle die vleis oor die vuur braai en saam met ongesuurde brood en bitterkruie eet. Die vleis mag nie rou geëet word nie. Dit mag ook nie gekook word nie, maar moet saam met die kop, die pote en die binnegoed oor 'n vuur gebraai word. Julle moet al die vleis opeet voor die volgende oggend. Indien daarvan die vleis oorbly tot die volgende dag, moet dit verbrand word. En dit is die voorskrif hoe dit geëet moet word. Met jou heupe omgord, jou skoene aan jou voete en jou kier in jou hand, moet jy dit baie vinnig eet. Dit word die Pasga van die Here genoem. Gedurende daardie nag sal ek deur Egipte trek. Ek sal al die oudste seuns van die mense, asook al die diere wat eerstegebore is, doodmaak. Ek sal ook die gode van Egipte oordeel, want ek is die Here. Die bloed teen die kusyne in julle huise sal dien as 'n teken. Wanneer ek die bloed sien, sal ek verbytrek, en daar sal geen dood in die huis wees, soos wat daar in Egipte sal wees nie. En hierdie dag moet altyd onthou word. Dit moet elke jaar, deur julle nageslagte heen, soos 'n feesdag gevier word tot eer van die Here. Julle moet die ongesuurde brood vir 7 dae lank eet. Alle suurdeeg moet al op die eerste dag uit julle huise verwyder word. Enige iemand wat gedurende daardie 7 dae enigiets met suurdeeg in eet, moet uit Israel verwyder word. Op die eerste en op die 7de dag moet die volk 'n heilige byeenkoms hou. Daar mag nie op daardie dae enige werk verrig word nie. Julle mag wel kos maak om te eet. Julle moet die fees van die ongesuurde brood vir altyd onderhou in julle nageslagte, want dit is die dag waarop ek die leers van Israel uit Egipte gelei het. Vanaf die 14de dag van die eerste maand tot op die 21ste dag van die maand moet julle saans ongesuurde brood eet. Vir daardie 7 dae mag daar geen suurdeeg in julle huise wees nie. Niemand mag iets eet waarin daar suurdeeg is nie, want as hy so iets doen, moet hy onder sy volksgenote verwyder word. Dit maak nie saak of hy 'n Israeliet of 'n vreemdeling is nie. Julle mag niks eet waarin daar suurdeeg is nie. In julle huise mag slegs ongesuurde brood geëet word. Toe het Moses al die leiers van Israel bymekaar geroep. Hy het vir hulle gesê, julle moet die lammers vir julle huisgesinne vang en die lam vir die Pasga slag. Met 'n hisoptakkie moet julle van die bloed, wat in 'n skottel opgevang is, aan die sykante en die bokant van die deurkusyn verf. Julle mag ook glad nie by die deur van julle huise uitgaan tot die volgende oggend nie. Die Here gaan deur die hele Egipte trek en al die Egiptenare swaar tref. Wanneer hy egter die bloed aan die deurkusyne van julle huise sien, sal hy verbytrek en die dood nie toelaat om in julle huise te kom nie. Hierdie voorskrif moet vir jou en jou kinders tot in die verste geslag geld. Wanneer julle in die beloofde land kom wat die Here aan julle sal gee, moet julle hierdie voorskrif nakom. En wanneer julle kinders vra, wat is die nut van al hierdie dinge, moet julle antwoord, dit is die offer van die Pasga vir die Here, want toe hy die huise van die Egiptenare getref het, het hy die huise van die Israeliete verbygegaan. Daarop het die volk in aanbidding neergebuig. Die Israeliete het presies gedoen soos die Here hulle beveel het by monde van Moses en Aaron. Teen middernag het die Here deur die land getrek en al die oudste seuns van die Egiptenare, as ook die eerstelinge onder hulle vee, is dood. Van die oudste seun van die farao wat op sy troon sit, tot die oudste seun van die gevangene wat in die tronk was, ja, almal van hulle is dood. In daardie nag het die farao, sy dienaars en al die Egiptenare opgestaan en droewig gehuil. Daar was nie een huis in Egipte wat daar nie dood in was nie. Die farao het in die nag vir Moses en Aaron laat inroep en vir hulle gesê, trek vinnig, vat al die Israeliete saam met julle en trek onder my volk uit. Gaan dien die Here soos julle gevra het om te doen.
Julle kan al die vee, die beeste en die kleinvee saam met julle vat, maar julle moet my ook seën. Die Egiptenare het die Israeliete aangejaag om so gou moontlik land uit te trek. Hulle het gesê, ons gaan almal doodgaan. Die volk het toe die bakskottels toegedraai in klere geneem en op die skouer gedra. Die ongesuurde deeg het hulle daarin gesit. Die Israeliete het gemaak presies soos Moses hulle beveel het. Hulle het klere asook allerlei voorwerpe van silwer en goud van hulle Egiptiese bure geëis. Die Egiptenare was die Israeliete goedgesind en het aan hulle versoeke voldoen, omdat die Here dit so beskik het. So het die Israeliete dan met 'n groot buit uit Egipte vertrek. Buiten die vroue en kinders was daar ongeveer 600,000 manne wat te voet vanaf Ramses na Sukkot vertrek het. Daar was ook baie mense wat nie Israeliete was nie, wat saamgegaan het. Hulle het ook groot troppe kleinvee en beeste saamgeneem. Die deeg wat die Israeliete saamgeneem het, was nog nie ingesuur nie. Hulle het daarvan ongesuurde roosterkoeke gebak. Omdat hulle so vinnig uit Egipte gejaag is, het hulle nie tyd gekry om padkos voor te berei nie. Die Israeliete het 430 jaar lank in Egipte gebly. Presies op die dag, 430 jaar later, het die leer van die Here uit Egipte getrek. Dit was 'n nag om onthou te word deur die Israeliete, deur hulle geslagte heen. Dit was die nag waarin die Here die Israeliete uit Egipte gelei het. Die Here het ook aan Moses en Aaron gesê, dit is die bepalings van die Pasga. 'n Buitelander mag nie van die Pasga eet nie. 'n Gekoopte slaaf wat besny is, mag egter daarvan eet. Iemand met tydelike verblyfreg in die land of 'n huurarbeider mag ook nie van die Pasga eet nie. Die vleis van die lam moet in dieselfde huis waarin dit geslag is geëet word. Dit mag nie na 'n ander huis toe geneem word nie. Julle mag ook nie 'n been breek van die lam nie. Alle Israeliete word verplig om die Pasga te hou. Wanneer 'n vreemdeling wat in jou land woon ook die Pasga wil vier tot eer van die Here, moet alle manlike persone in sy huis eers besny word. Dan kan hy, nes die Israeliete, die Pasga hou. Hy sal dan gesien word as 'n Israeliet. Maar as 'n persoon nie besny is nie, mag hy nie van die Pasga eet nie. Een en dieselfde wet geld vir die Israeliet, sowel as vir die vreemdeling wat tussen julle bly. Die Israeliete het presies gedoen soos die Here by monde van Moses en Aaron hulle beveel het. Nog op daardie selfde dag is die Israeliete, volgens hulle leerafdelings, deur die Here uit Egipte gelei.